Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adriaan Swart en dis my 'n wonderlike voorreg om hierdie nuwe dag saam met jou stil te word rondom God se woord. Mag die Heilige Gees ons harte vandag open en in ons lewens werk, sodat ons lewens hom net nog meer kan verheerlik. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema Jesus, my Here. En vandag staan ons stil by deel 4. Jesus, die Here van my verhoudings. Ons skriflesing is Kolossense 3, vers 13 tot 14. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Ons verhoudings is 'n belangrike toets van ons geloof. Dis maklik om te sê, Jesus is my Here, maar sy heerskappy moet ook sigbaar word in die manier waarop ons ander mense behandel. As Jesus werklik die Here van my lewe is, kan ek nie my verhoudings van hom weerhou nie. Hy wil ook regeer oor my woorde, my optrede, my seerkry en my bereidheid om te vergewe. Vandag staan ons stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. En ons eerste punt is die volgende: Jesus verander hoe ek ander mense behandel. Jesus leer ons om ander mense nie bloot te behandel soos hulle ons behandel nie, maar soos hy ons behandel het. Ons Here was geduldig met ons. Hy het ons in ons gebrokenheid liefgehad. Hy het ons nie verwerp toe ons teen hom gesondig het nie. Daarom sê Paulus ook, verdra mekaar. Dit beteken nie dat sonde goed gepraat of dat verkeerde optrede aanvaar moet word nie. Dit beteken dat ons nie uit trots, bitterheid of wraak elke dag moet leef nie. Wanneer Jesus die Here van my verhoudings is, vra ek nie net, wat verdien hierdie persoon nie? Ek vra, hoe wil Jesus hê moet ek teenoor hierdie persoon optree? Ons tweede punt. Jesus leer my om te vergewe. Paulus sê in ons teks, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Vergifnis is nie maklik nie. Ons dra soms diep wonde wat deur ander mense veroorsaak is. Tog begin Christelike vergifnis nie by die grootte van die seer nie, maar by die grootheid van Jesus Christus se genade. Dink net aan alles wat Jesus al vir jou vergewe het. Aan die kruis het hy vir die volle skuld van elkeen wat in hom glo, betaal. Ons vergewe dus nie omdat die ander persoon dit noodwendig verdien nie, maar omdat ons self onverdiende vergifnis ontvang het. Vergifnis, broeder en suster, beteken nie altyd dat vertroue onmiddellik herstel word nie. Dit beteken wel dat ek alles aan God oorgee en weier om bitterheid oor my hart te laat regeer. Ons derde punt. Jesus se liefde moet my verhoudings kenmerk. Paulus sê, beklee julle bo dit alles met die liefde. Die liefde waarvan die Bybel praat, is meer as 'n gevoel. Dit is 'n gehoorsame keuse om die goeie vir 'n ander mens te soek. Hierdie liefde luister, dien, praat, help en is bereid om die eerste tree na versoening te gee. Miskien is daar vandag 'n verhouding in jou lewe wat seer gekry het. Miskien moet jy om verskoning vra.
Miskien moet jy iemand vergewe. Miskien moet jy ophou om deur stilte, harde woorde of trots 'n muur tussen julle te bou. As Jesus jou Here is, moet hy ook die Here van daardie verhoudings wees. Ons kan nie sê dat Jesus oor ons harte regeer, terwyl bitterheid, hoogmoed en onvergewingsgesindheid oor ons verhoudings regeer nie. Bring vandag jou verhoudings na hom toe. Vra dat hy jou hart sal sag maak, jou woorde sal beheer, en jou deur die genade elke dag so sal lei om lief te hê, soos hy jou lief gehad het. Mag sy Heilige Gees hierdie boodskap vandag in jou hart inplant en jou nader na Jesus Christus laat lewe. Kom ons bid saam. Troue God en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag uit U hand. Dankie dat U die Here van ons verhoudings is. Vergewe my waar ek ander mense deur my woorde, deur my optrede of deur my houding seer gemaak het. Bewaar my van trots en bitterheid. Leer my nederigheid. Leer my ook om te vergewe soos U my vergewe het en om ander lief te hê soos U my liefhet. In Jesus se naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.